Gebed het nou geen bekendstelling meer nodig nie, maar hier is. As julle my nou nie ken nie, dan is ek bevrees. Jy kan my hoor, nee. Goed, goeienaand almal. Time flies when you're having fun. Nee, ek kan nie glo ons is al klaar nie. Ek wil net sê dit was my so lekker om hier by julle te wees weer. Regtig waar, wat 'n voorreg om Openbaring met julle te kom bespreek. Jy weet, ek dink een van ons groot uitdagings in ons land, in ons kerk en samelewing vandag is mense het baie wanopvattings van die Bybel. Mense weet nie wat die Bybel is nie, hulle weet nie altyd hoe om te lees nie, en dis gewoonlik wanneer die goggas uitkom. Dit is omdat mense nie weet hoe om die Bybel te benader nie, en dit is eintlik so kosbaar om hierdie tipe kursusse te doen. So ek wil regtig vir die leierskap van die gemeente, Willem, Nico, Nadine, Sason, almal wat betrokke is, vir julle salieer. Dis regtig, dis so belangrik hierdie om 'n kultuur van ernstige Bybelstudie te kweek. Dis so belangrik. So uitstekend. Goed. Okay, ons het vanaand kan julle dalk al bietjie iets sien. Ek gaan in elk geval nie baie by die slides sê. Ons maak klaar vanaand. En ek wil begin as jy jou Bybel vir my kan oopmaak by Openbaring 20. Ons het nou gepraat oor die prostituut, die ander woord gebruik, want ek het vir gesê, dit is eerder wat Johannes in gedagte het. Ek het vergeet om laasweek, want ek was laasweek so gejetlag, dat ek vergeet het om vir julle 'n show and tell te bring. En ek het gedink ek bring dit vir julle. Julle sal onthou, ek het vir julle 'n muntstuk gewys. Nou hierso is een. Okay. Dis 'n replika, is nie oorspronklik nie. Oorspronklik een sou ek nie nou hier uitgedeel het nie. Willem weet ook al. Maar dit is 'n baie goeie replika. Dit gaan jou 'n idee gee van hoe daai muntstuk gelyk het. Ek hou nogal van om dit vir mense tasbaar te maak. So jy gaan sien weer, soos ons laas keer bespreek het, Keizer Augustus DVF Pater Patriae, nee. En agter is daai kultiese simbole. So as jy wil kyk, net so 'n bietjie 'n gevoel kry van, daar's daai een, en om die waarheid te sê, ek gaan hier kyk, ek het toevallig ook die 666 hierso. Nero, Keizer Nero. So as jy wil weet, Nero, die verwysing na die 666, altyd as jy so keiser sien met 'n vetterige gesig, is dit gewoonlik Keizer Nero. Ja, nou kan jy 'n idee kry hoe die munte min of meer gelyk het. Okay, goed, Openbaring 20. Een van die benaderings, ek het heel aan die begin gesê, in week 1 nog, dat een van die benaderings tot Openbaring is waar hulle Openbaring amper in 'n tydlyn lees. Nee, en dat hulle glo in Openbaring kry jy dispensasies. Kan julle onthou ons het daaroor gepraat? So vinnig daaroor gepraat. Ons noem dit dispensasionalisme. Met ander woorde, dis mense wat 'n tipe van 'n tydlyn afdwing op Openbaring, en dan kyk hulle nou vir verskillende dispensasies of tydperke wat die boek nou probeer aandui. Ek het vir jou gesê, dis nie eintlik 'n baie goeie manier om Openbaring te lees nie. Dis nie, jy weet, dit is nie, dit skoei net nie met die teks nie, maar baie mense, en ek dink om die waarheid te sê, die meerderheid mense lees dit waarskynlik so, en nie soos wat ons dit, of soos wat ek jou nou hier geleer het, hoe om dit te lees nie. Ons begin nou vanaand by Openbaring 20 met die Satan wat vasgebind word vir 1000 jaar. En hier is waar dit interessant raak. Nou, dis my altyd interessant hoe sekere gedeeltes in Openbaring dra tot 'n mate meer gesag
of meer invloed as ander gedeeltes. En dis nogal ongelooflik hoe invloedryk hierdie deel van die 1000 jaar wat die Satan gebind word. Hoe invloedryk dit is in interpretasies van Openbaring, veral in dispensasionalisme. Kom ons lees. Kyk. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. So dis Openbaring 20 vers 1. Okay. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi. Dit toegesluit en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Toe het ek die trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank regeer. Dit is die eerste opstanding. Okay? Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseënd en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, en hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. Kijk, ons lees nog aan. Vers 7. Wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die 4 uithoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, te verlei, en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde gekom en die laar van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. Toe het daar 4 van die hemel afgekom en hulle verteer. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. So julle sien nou die dier en die vals profeet, het is mos nou reeds oorwin. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. En kom ons stop net eers daar. Wat is hierdie die betekenis, wat gaan aan in hierdie teks? Hierdie is 'n vreemde teks, nee. Die duiwel word nou vir 1000 jaar gebind. Nou een van die vrae wat ek jou wil vra, dink julle 1000 jaar hier is 1000 jaar? Nee. Ons lees nog die hele tyd getalle in Openbaring simbolies. Hoekom moet ons nou skielik die getal letterlik lees? Baie mense lees dit wel letterlik. Nou, om sin te maak van hoe mense hierdie ding verstaan. Binne die dispensasionalisme, nee, daai idee van Openbaring as 'n tydlyn, glo hulle dat ons is nou in ons tyd, hulle noem dit die dispensasie van die kerk. Okay? So ons is nou in die dispensasie van die kerk, dit verskyn nie in Openbaring. Okay? So dit is nie in Openbaring nie. Dan glo hulle, Dani Botha, onder andere, wonder wat hy nou glo dan, die wegraping vind plaas. Het ons al gelees van 'n wegraping in Openbaring? Nee. Is daar 'n wegraping in Openbaring? Glad nie. So hulle sit nie, en mense wat dispensasionalisme glo, weet, hulle is nie dom nie, hulle weet, daar is nie 'n wegraping in Openbaring nie. So dan sê hulle, nou gebeur die wegraping. En na die wegraping, is daar 'n tyd van verdrukking, die groot verdrukking, deesdae verdeel hulle dit sommer in 2. En nou is hulle al in Openbaring, so die oomblik, vir hierdie mense, die oomblik wat die wegraping gebeur, dan beweeg jy in Openbaring. Dit is 'n gerieflike manier om dit te interpreteer, nee. Dan beweeg jy in Openbaring en dan is dit die groot verdrukking en daar is verskillende sienwyses oor dit.
soos ek sê, party glo daar's 2 dele van die groot verdrukking. Die laaste groot verdrukking is daai 7 jaar. Dis bietjie goed wat 'n mens in Matteus nou weer kry. En dan het ons die eerste opstanding. En saam met dit is daar 1000 jaar waar die duiwel gebind word, so letterlik 'n millennium, waar die duiwel gebind word en hulle noem dit die Messiaanse koninkryk of die Messiaanse dispensasie, en aan die einde van daai 1000 jaar word die duiwel losgelaat, soos daar hier in die teks staan, en hy maak bietjie moeilikheid vir 'n kort rukkie, en dan kom die finale oordeel en die groot wit troon waarvan ons nou lees, waarvan ons sal lees. En dan die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit is dispensasionalisme. Okay. Julle sal, dit klink, as jy nie van beter weet nie, klink dit geloofwaardig, nee, dit klink soos iets wat jy kan glo, as jy nie van beter weet nie. Hulle noem ook daai Messiaanse koninkryk, die tyd wat die duiwel gebind word, noem hulle 'n 1000-jarige vrederyk. Het julle al gehoor van dit? Die sogenaamde 1000-jarige vrederyk. Het ek die woordjie vrederyk hier gelees? Nee. So kom julle agter, daar's sekere goed wat nie in die teks verskyn nie, maar dit is 'n interpretasie, en die idee van 'n vrederyk of 'n Messiaanse koninkryk, dis nie in die teks nie, dit is 'n interpretasie. Dis okay om te interpreteer, ons moet dit doen, maar julle verstaan, dis nie vanselfsprekend uit die teks nie. Nou, dit is, so dan sê hulle, kry jy, so dan het jy die duiwel, en dan het jy die eerste opstanding, ons sal nou daaroor praat, en dan gebeur al die goed. Kom ons begin gou by 'n paar goed, en kom ons vat nou daai, ek doen dit altyd so as ek hierdie verduidelik, ek gee vir mense die beeld van dispensasionalisme, en dan haal ons hom bietjie uitmekaar uit, maar terselfdertyd wat ons hom uitmekaar uithaal, verduidelik ek vir jou 'n paar konsepte. Hoe klink dit? Nou, okay. Hou jou vinger of jou merker, boekmerk of jy weet, daar by Openbaring 20, hou hom, want ons gaan terugkom na hom toe, en gaan vir my na 1 Tessalonisense 4 toe. Kom ons begin net gou by die wegraping. Die wegraping verskyn nie in Openbaring nie, soos julle weet. Maar die wegraping is 'n baie opspraakwekkende fenomeen, konsep, gebeure, en dis eintlik half, as jy dink aan die eindtye, vir baie mense, wat is die eerste ding waaraan hulle dink? Die wegraping. En een van die groot vrae wat mense my die hele tyd vra, Chris, is daar dan 'n ding soos 'n wegraping? Is daar 'n wegraping? Daar is 'n wegraping. Ja, daar is 'n wegraping. Hy is in die teks ook. Okay, so mense wat na my toe kom en sê, daar is nie 'n wegraping nie, dis 'n baie moeilike standpunt om te verdedig uit die teks, want daar is tegnies gesproke wegraping. Maar, dit het 'n baie spesifieke betekenis. Goed, Openbaring, 1 Tessalonisense 4, en bygesê, julle weet, ons is nie meer in Openbaring nie. Ons is nou in 'n ander teks, 1 Tessalonisense, dis waarskynlik deur Paulus geskryf, dis waarskynlik die oudste brief in die Nuwe Testament, die oudste teks in die Nuwe Testament, het julle dit geweet? Tussen 1 Tessalonisense en Galasiërs. So hier is van die oudste tekste. Okay. En voor ek dit lees, wil ek vir jou net sê, onthou nou, en ek het dit ook al gesê, die vroeë Christendom was nie 'n monolitiese verskynsel nie. Julle weet wat bedoel ek as ek sê iets is monolities, eenvormig. Dis nie 'n eenvormige verskynsel nie. Daar was diversiteit. En wanneer ek vir my studente, en of dit nou, kan ek gou vir jou sê, of dit nou eerstejaars is, en of dit van my PhD studente is, een van die goed wat ek aanhoudend beklemtoon, is die vroeë Christendom was 'n diverse groep mense,
diverse groep mense met diverse sienswyses en diverse praktyke. Hulle het nie almal dieselfde ding geglo nie, net soos vandag. Net soos vandag, nee, hulle het nie alles dieselfde geglo nie. En selfs met dit, selfs daai diversiteit, tel ons op in die Bybelteks self ook. En vir baie mense, dan sê mense, maar dit maak nie vir my sin nie. Hoe moet ek nou hierdie vers en hierdie boek laat saamstem met hierdie vers en hierdie boek, as dit lyk asof hulle mekaar weerspreek? Ek hou nie eers altyd van die woord weerspreek nie, want weerspreek impliseer dat jy twee partye het wat bewus is van mekaar, en hulle sê eintlik die teenoorgestelde goed vir mekaar, maar dis nie heeltemal wat ons het nie. As jy 'n groepie mense hier het, en jy het 'n groepie mense hier, en hulle sê verskillende goed, as gevolg van verskillende kontekste, dan is dit nie heeltemal korrek om te sê dis weerspreking nie, dis diversiteit. So ek hou nie van weerspreking nie, ek verkies om te praat van diversiteit. En dieselfde ding gaan jy kry by vroeë Christelike sienswyses oor die eindtye. Ons was nou nog die hele tyd net in een boek gewees, Openbaring. Maar as julle vir my gevra het, Willem, om 'n kursus te kom doen oor eskatologie in die Nuwe Testament, die Nuwe Testament leer oor die eindtye, dan het ons Openbaring gedoen, maar dan moes ek Paulus gedoen het, ek moes Matteus gedoen het en Jesus se sienswyses in die evangelies. Ons moes gekyk het na al die eskatologieë. En dit is dikwels die woord wat ek gebruik is, daar is nie een lering van die eindtyd in die Nuwe Testament nie, daar is nie een eskatologie nie, daar is eskatologieë. Net soos wat daar ook nie een sienswyse is oor Christus in die Nuwe Testament nie, daar is Christologieë. Markus het 'n baie lae menslike Christologie. Nee, daar's 'n klem op Jesus as die lydende Messias, terwyl Johannes het 'n baie hoë Christologie en Jesus is die seun van God. Okay, selfs met eskatologie. Ek wil hê jy moet dit in jou agterkop hou. Dis 'n baie belangrike hermeneutiese beginsel, dis 'n baie belangrike uitgangspunt. Dis 'n belangrike voorveronderstelling wanneer ons die Bybel lees. En daai diversiteit, dis wat ek altyd vir my studente by Tygerpoort sê. As dit kom by hierdie goed in jou geloof. Dit hoef nie 'n probleem te wees tensy jy dit een maak nie. Diversiteit is nie vir my 'n probleem nie. Glad nie. Glad nie. Ek het nie nodig dat alles dieselfde is nie. Ek hou van diversiteit. Nee. So dit hoef nie 'n probleem te wees tensy jy dit een maak nie. Okay. Kom ons kyk gou-gou. Ek sê dit nou want ons is nou vir die eerste keer bietjie uit Openbaring bietjie na ander goed. Okay. Hy sê daar in 1 Tessalonisense 4 vers 13. Ons wil hê broers dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. So hy sê ek wil nie hê julle moet onkundig wees oor wat met die dooies gebeur nie. Dan sê julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. En daar verwys hy bietjie na antieke treurpraktyke. Julle weet hierdie mense het vreeslik getreur, hulle het hulle self gesny en as gegooi en klere geskeur, hare uitgetrek. Hulle het selfs professionele treurders gehuur by begrafnisse, regtig. Dis interessant, baie interessant. Okay. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Nou luister. Ons wat bly lewe met die wederkoms van die Here, sal die dooies, die ontslapenis, hoegenaamd nie voorwees nie. So wat sê hy? Wanneer die Here kom, is die mense wat dood is in Christus voor. Eerste. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Wat het ons daar? Die wederkoms. Stem julle saam? 'n ander woord wat ons dit noem in Grieks en in teologie is die parousia. Woord wat jy gerus kan neerskryf en ken is parousia. P-A-R-O-U-S-I-A, parousia. Dit beteken letterlik teenwoordigheid.
Ja, dit is eintlik wat parousia is teenwoordigheid, maar dit is 'n tegniese term wat ons praat van die wederkoms van die Here. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Dit is die opstanding. So wat het ons? Trompet van die aartsengel, die Here kom. Dan het ons die opstanding van die dooies in Christus. Mind you. En dan, daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. So wat is die orde? Trompet van die aartsengel, die Here kom, opstanding van die dooies, en die wegvoer van die lewendes. Nou die woordjie wat jy daar kry in 1 Tessalonisense 4 vers 17, weggevoer, sien julle hom? Die Griekse woordjie daar is harpazo. En in Latyn is harpazo rapto. En dit is waar die woord rapture vandaan kom. Harpazo rapto. Daar is, so wat is die wegraping? Die wegraping is bloot net dit wat met die lewendes gebeur, wanneer die opstanding gebeur. Dis twee kante van dieselfde, vir Paulus, vir Tessalonisense. Dis twee kante van dieselfde muntstuk. Kan lewendes opstaan? Nee, want hulle het nog nie geval nie. Jy kan nie opstaan as jy nie geval het nie, jy kan nie opstaan as jy nie dood is nie. So wat gebeur met lewendes? Hulle word weggeraap, hulle word weggevoer, hulle word harpazo. Harpatsing. Daar het jy die wegraping. Sê my, kry julle enige aanduiding hierso van 'n geheime wegraping? Is daar enige iets geheimsinnig van 'n engel wat op 'n trompet op 'n stem van die engel in 'n trompet? Daar's niks geheimsinnig van dit nie. Daar's niks geheimsinnig van die Here wat kom op die wolke nie. Daar is niks geheimsinnig van die grafte wat oopgaan en die dooies wat opstaan nie. OK. So vir Paulus daar is 'n wegraping. Paulus glo in 'n wegraping, maar dis bloot wat gebeur met die lewendes. Is julle met my? Ek wil hê julle moet dit weet, want die wegraping kom nie voor in Openbaring nie, maar dis dikwels een van die groot vrae wat mense wegstaan by die kursus, of na die kursus toe kom is, wat is die storie met die wegraping? Maar dit is nie in Openbaring nie. Vir al wat ons weet, het Johannes, die skrywer van Openbaring, niks geweet van 'n wegraping nie. Diversiteit. Wat ons ook hierso sien, is diversiteit in terme van die idee van 'n opstanding. En dit is 'n groot debat, dit is 'n baie kontroversiële debat vandag nog in die teologie, is oor die opstanding. En daar het ek weet nie hoekom mense so vuis slaan oor dit nie. Want weer eens, soos met alles, is daar diversiteit in die Bybel. Volgens Paulus, as ons daai lees, 1 Tessalonisense 4, en jy kan hom nog verder aanlees, hy gaan nog aan, na daai verse wat ons nou gelees het. En as jy natuurlik nog meer 1 Korintiërs 15, wat die belangrikste en die mees gedetailleerde teks in die Nuwe Testament is oor die opstanding. Paulus, daar's geen aanduiding dat Paulus glo in 2 opstandings nie. Nee. Daar's geen, jy tel dit nie op by 1 Tessalonisense nie, jy tel dit ook nie regtig op by 1 Korintiërs 15 nie. Vir al wat ons weet, glo Paulus in 1 opstanding. Openbaring glo in hoeveel opstandings? 2. Hy sê so. Nou daar's mense, daar is akademici wat sê wel, ons moet dink oor wat is daai eerste opstanding. Daar is party akademici wat sê die eerste opstanding, die idee van 'n eerste opstanding in die vroeë Christendom en Openbaring is nie 'n opstanding uit die dood nie, maar dis eintlik 'n dis simboliese taal vir die doop. En dis moontlik, dis nie onmoontlik nie. Okay, so ons het nie al die antwoorde nie. Maar hy glo, dit lyk asof hy glo in 2 opstandings. Yes. Dat is 'n mooi nuwe vertaling. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly saam met hulle in die wolke opgeneem word.
Ja. Die idee wat jy daar kry is weggevoer. Harpazo daar's 'n woord vir weggeneem. En is nie harpazo nie. Harpazo, as jy vir my vra, wat is die beste vertaling van harpazo, is dit weggeruk of weggegryp. Jy weet, dit is amper, ek wil nie sê is 'n gewelddadige ding nie, maar dis, jy weet, julle is met my, nee. Maar ja, dit is mooi. Ja, absoluut. So ons kry by Paulus 1 opstanding. Ons kry in Openbaring hierdie idee van 2 opstandings. Ons kry by ander Christelike geskrifte in die Nuwe Testament die idee dat ons weet nie eens of hulle glo in 'n opstanding nie. En dit is of in 'n ten minste in 'n liggaamlike opstanding nie. En dit is in Kolossense byvoorbeeld. Nou jy moet onthou, hoe langer die Christendom ontwikkel het en hulle agtergekom het die Here kom nie dadelik soos wat hulle gedink het. Die Paulus het gedink hy kom in sy tyd. Johannes dink ek ook. Maar soos die Christendom ontwikkel het hulle gegaan van wat ons noem 'n immanente eskatologie. Weet julle wat bedoel ek as ek sê immanente eskatologie? Immanent, dit gaan nou gebeur. Nee, 'n immanente eskatologie na wat ons noem 'n gerealiseerde. Party mense praat selfs van 'n uitgestelde eskatologie, maar ek dink gerealiseerd is beter. Byvoorbeeld in Kolossense, jy kan daartoe blaas jy wil, maar jy hoef nie. As jy nou gaan na Kolossense toe, Kolossense 3. Hy sê daar, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Hoor julle dit? Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Wat sê daar? Jy is reeds opgewek. Moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Nou bygesê, onthou nou, Kolossense dra die naam van Paulus. Hulle sê dis Paulus se brief aan die Kolossense. Maar meeste Nuwe Testamentici sal vir jou sê Kolossense, en ek is deel van daai groep, sal vir jou sê Kolossense waarskynlik nie deur Paulus geskryf nie, maar tog waarskynlik geskryf deur disippels of volgelinge van Paulus bietjie later. Wat van Paulus se idees vat en dit aanpas. So Kolossense waarskynlik nie deur Paulus geskryf nie. Maar nou sê hy, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge op die aarde nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Hoe interessant is dit? Hy koppel hier 'n idee van 'n gerealiseerde opstanding. Met ander woorde, jy's klaar opgestaan. Stem julle saam? Nee. Met die idee van die wederkoms. En dis vir my nogal, ek hou baie van dit. Want ek glo, jy weet, baie mense is so behep met 'n liggaamlike opstanding uit die graf. Hulle verstaan nie dat jy met eers 'n opstanding binne in jouself beleef nie. En ek sê vir mense, jy moenie eendag wag vir die opstanding nie. As jy byvoorbeeld Kolossense lees, jy moet nou al begin leef soos 'n opgestane. Jy moet nou al begin leef soos iemand wat nuut gemaak is. Opstanding is iets wat reeds gebeur het. Ek sê altyd, julle NG mense, as ek nou mense doop, maar nou bedoel ek, jy weet, die gelowige doop, nie kinderdoop nie. Dan leer ek, jy weet, die doop, die groot doop, alhoewel groot doop is die verkeerde woord, die doop van die gelowige, sê jy 3 goed. Jy sê, daar's 'n verlede, 'n hede en 'n toekomstige aspek. Jy sê, wanneer jy gedoop word, sê jy, ek glo Christus het gesterf en opgestaan. Want julle weet, die doopbad is 'n paradoksale simbool. Dis 'n graf
Want water is die graf. Vir Jode was water 'n graf, maar is ook 'n tipe van 'n baarmoeder. En in die vroeë Christendom is dit interessant dat baie van die doopbaddens dink ons is in die vorm van 'n baarmoeder gebou. En dit is interessant. Maar jy het 'n verlede aspek, jy sê ek glo dat Christus gesterf het en opgestaan het. Ek glo ek het gesterf en is opgestaan in Christus, die hede aspek. En jy verklaar, ek glo eendag gaan ek doodgaan. Net soos wat ek in hierdie water ingaan, gaan ek eendag in 'n graf ingaan, maar ek gaan ook fisies opstaan. Dit is die belydenis van die doop. Hoe jy dit vir jouself uitmaak en hoe jy dit glo is jou saak, maar dit is wat die doop vir jou sê. Die doop berei jou voor vir die dood eintlik. En is interessant, ek het al honderde mense gedoop, letterlik honderde mense. Ek het al op een dag meer as 100 mense in die Jordaanrivier gedoop. My arm was af na dit. Dit is hoe doop ons doop so. Jou rug en jou arm is naderhand af. Die visse het die velle van my voete afgeëet in die Jordaanrivier. En jy weet, is interessant, baie mense is baie gespanne wanneer hulle gedoop word. En een van die goed wat meeste mense vir my vra is, gaan jy my kop onder die water druk? Ja, mense is bang. En dan sê ek vir ek, ja wel, die idee is, maar as dit mense is wat regtig bang is, dan sal ek net laat die water 'n bietjie, jy weet. Maar dis korrek, want dit is die gevoel wat jy soek, want dit is die gevoel van dood. Daai gevoel dat jy weet, daai spanning, daai vrees, dit is die dood. Dit berei jou voor vir die dood. En deur dit te gaan en uit te kom, berei dit jou ook voor vir die opstanding. So, maar daar sien jy nou in Kolossense 'n sienswyse oor die opstanding van 'n gerealiseerde opstanding. OK. So ons het 'n paar sienswyses. Openbaring se sienswyse hierso, as ons nou teruggaan na Openbaring 20, is waarskynlik beïnvloed deur vroeë Joodse idees van die opstanding. Baie van die Jode het geglo, kyk julle weet die opstanding is iets wat ook 'n ontwikkeling het. Geen idee pop net op nie, nee. Hierdie goed. Met die uitsondering van Daniël is daar nie eintlik, en selfs by Daniël is daar nou 'n bietjie bespiegeling, maar met die uitsondering van Daniël is daar nie eintlik Ou Testament tekste wat praat van die opstanding nie, is ek reg, Willem? Opstanding is nie, ek vra Willem want hy is nou Ou Testament expert, opstanding is nie 'n Ou Testamentiese gedagte nie. Selfs die visioen van Esegiel in die vallei met die droë bene, ons kan sê dit is half die sade vir 'n tipe van 'n idee van 'n opstanding, maar dis ook nie eintlik 'n opstanding nie, was metafories. Maar dit het ontwikkel met tyd, en veral na die ballingskap, in die Persiese tyd en in die Griekse tyd veral, het die Jode begin dink aan opstanding. En veral in die tyd van die Makkabeërs sien ons dat, en dit is natuurlik wat daai laaste deel van Daniël kom waarskynlik uit daai tyd. Daniël 7 tot 12 is waarskynlik in die 2de eeu voor Christus geskryf. En hier sien ons die idee van 'n opstanding wat nou begin posvat. Maar dit was ook divers. Baie Jode het aanvanklik geglo dat nie almal gaan opstaan nie. Nie al die gelowiges gaan opstaan nie, net die martelare. Net die mense wat dood is en wat vervolg is. En later glo hulle nee, dat daar gaan ook 'n algemene opstanding wees. En uiteindelik kry ons die ontstaan van hierdie groep wat ons noem die Fariseërs. Kort na die Makkabeëse tyd begin hierdie groepe wat jy in die Nuwe Testament kry, die Sadduseërs, die Fariseërs. En die Fariseërs glo baie sterk in 'n opstanding. Dis hoekom die opstanding vir Paulus en vir die Christendom so belangrik is. Hoekom praat ons vandag oor opstanding? Dis 'n Fariseëse idee. Ons het partykeer negatiewe sienswyses oor die Fariseërs. Die Fariseëse teologie het ons teologie ongelooflik beïnvloed. En eintlik is die Christendom en veral Paulus 'n versluierde Fariseëse teologie. Met die idee dat die Messias gekom het. So moet die Fariseërs, eintlik het Fariseëse teologie het behoue gebly, toevallig saam met Platonisme dink ek, in wat ons vandag glo. Maar daar het jy die idee dat net die martelare gaan opstaan. En ek dink Johannes kry dit bietjie daar, want die eerste opstanding is wie? Volgens Johannes in hierdie teks. Net die mense wat? Onthoof is, die martelare. So hierso kombineer hy eintlik
Daai ou Joodse idee van helde wat 'n opstanding beleef, dis die eerste opstanding, en dan ook die tweede opstanding waar al die gelowiges deel het. Dis een ding wel van die Nuwe Testament, dit glo nie in 'n universele opstanding van almal nie. Nie almal kry verheerlikte liggame nie. Wie kry verheerlikte liggame? Net die wat in Christus is. Die res kry nie opstanding. Die res het nie deel aan opstanding nie. En om die waarheid te sê, ons is nie eintlik seker wat gebeur met die dooies wat nie in Christus is nie, want dan word nie veel van hulle gesê nie, behalwe die feit dat hulle geoordeel word. En dit word eintlik veral net in Openbaring gesê. Okay. So, wat moet ons maak van dit? Daar's nie 'n 1000-jarige vrederyk nie, daar's nie dispensasionalisme nie. Wat hy hierso probeer sê is, die duiwel word nie dadelik oorwin nie. Hy word vir 'n lang tydperk, 1000 jaar is 'n lang tydperk, word hy vasgebind, en hy kan met ander woorde nie die aarde meer verlei nie, en dit is dan die tyd wat hierdie ander goed gebeur, en dan uiteindelik word die duiwel losgelaat, en hy bring die nasies bymekaar, en dan is interessant, hy sê hulle omsingel die geliefde stad, dit klink amper soos die Romeine, wat Jerusalem omsingel het, nee, maar nou hulle omsingel die geliefde stad, en dan kom daar vuur uit die hemel, amper soos met Elia, nee, en dit verteer hulle. Niks van Armageddon hier nie, nee, niks van dit nie, hierdie is 'n afsonderlike visie. Okay. En dit spreek van wat uiteindelik gebeur met die Satan. En nou is al die driemanskap, die onheilige driemanskap vernietig. Die dier, die valse profeet en die draak. Almal van hulle uit die pad uit. Okay. Dan het ons die laaste oordeel, wat jy kan daarvan lees in Openbaring 20 vers 1, Openbaring 20 vers 11, en hier sien ons die idee dat, jy weet, wat gebeur, dit is die groot wit troon. Hy sê daar, toe het ek 'n groot wit troon gesien, vers 11, en die een wat daarop sit, die aarde en die hemel het voor hom pad gegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. So nou sien ons daai tipiese oordeelstoneel, wat in ons almal se koppe so baie vivid is, nee. En hierdie is nou almal, dis nie meer net die gelowiges in Christus nie, dis almal, nee. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boek geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Ek weet nie of Martin Luther baie van dit sou hou nie. Julle is gereformeerdes, julle sal vir my kan sê. Ek dink nie Luther sou van daai vers gehou het nie. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. By the way, sien julle die woordjie hel daar? Is dit hel? Nee, daar staan vuurpoel. Daar is 'n ander woord vir hel. Die woordjie in Grieks is gewoonlik Gehenna, maar hierdie is die vuurpoel. Nou, jy kan voortgaan en sê, dis die hel, maar jy verstaan, dis dan 'n interpretasie. Okay? Ek wil nie praat, yes. Nee, Hades is die doderyk. Hades is die ding wat in die vuurpoel gegooi word. En is interessant, die Hades is die doderyk. En is baie interessant, in die vroeë Christendom is die een Griekse god, wat bietjie feature, is Hades. En dis interessant dat in die Nuwe Testament is Hades, dis 'n plek, dis 'n plek, maar dis ook 'n persoon. Die dood is gepersonifiseer. Baie sterk in die Nuwe Testament. Maar jy sal sien, hy word in die vuurpoel gegooi. Hades is nie die hel nie. Hades is eintlik vir die antieke mense, dit was die plek waar die dooies gegaan het. Dit is so Sheol, bietjie in Hebreëus. Sheol is nie hel nie. Sheol is maar net, dis waar die dooies gaan. Jy weet. En dit is die tweede dood. So kan jy sien, daar's 'n eerste dood en 'n tweede dood. 'n Eerste opstanding en 'n tweede opstanding. Sien julle wat doen hy? Nee. Dit is die tweede dood, die vuurpoel.
As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. En dit is een sienswyse, weereens diversiteit in die vroeë Christendom. Paulus sê iets heeltemal anders. En ek het al vir julle gesê, Openbaring is maklik, Paulus is moeilik. Maar Paulus sal vir jou sê, daar is geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. Paulus sal vir jou sê, daar is nie 'n troon, jy gaan nie staan en moet verantwoording gee oor wat jy gedoen het nie, as jy in Christus is. Maar dis Paulus. Want die werke kan jou nie red nie, dis die hele Galasiërs daai, stem julle saam, en die hele Romeine. Niks wat jy kan doen, kan jou regverdig voor die troon verklaar nie. Want as jy voor die troon staan, as jy een deel van die wet nie nagekom het nie, het jy die hele deel nagekom. Paulus sal sê, daar is nie so iets nie. As jy in Christus is jy klaar vrygespreek, Christus het klaar voor die troon vir jou gestaan. Maar dis nie hier wat ons in Openbaring kry nie. Weerspreking, diversiteit. Ek dink is diversiteit. Want iets wat ons weet is, ons het nie al die antwoorde nie. Maar waar Openbaring en Paulus met mekaar ooreenstem is, wanneer jy doodgaan, is dit beter om in Christus te wees as nie. Stem julle saam. Daarmee stem julle saam. So dit is wat ons daarso kry. Is daar enige vrae tot dusver? Is julle met my hier oor Jesus Willem? By Paulus, reken hy enigstens met gelowiges in die 21ste eeu, of dink hy oor hom en sy tyd genoeg, Ja. en die koms gebeur, terwyl party van ons leef en party het gesterf, en Ja. dis net bereken omdat party Ja. begin leef. Ja, presies. Paulus het 'n baie sterk immanente eskatologie. En om die waarheid te sê, dis een van die redes hoekom ons dink Kolossense en Efesiërs is nie deur Paulus geskryf nie, is juis omdat hulle daai gerealiseerde of uitgestelde eskatologie het. Paulus het geglo hy gaan die koms van die Here in sy tyd sien. En is interessant, jy weet, Paulus, maar ook Openbaring, jy weet, jy moet weet, die Johannes se verstaan van die opstanding, sowel as die oordeel, dink ek is ingelig deur sy ervaring van vervolging. Wanneer jy vervolg word, en jy sien so baie onreg, so baie moord, jou onskuldige vriende, familie, broers en susters word doodgemaak, net bloot omdat hulle glo in die Here, dan dink ek, maak hierdie deel vir my sin. Hoekom my so voel? Want wanneer jy soveel onreg sien, wanneer jy soveel jy weet, ongeregtigheid in die wêreld sien, die groot Babylon, hoe anders kan jy nie as om te vra vir 'n troon? Want dis hoe ons almal is. Wat wil ons almal sien? Ons almal soek geregtigheid. Dis soos na die Tweede Wêreldoorlog het hulle die Nuremberg verhore gehad, want dit was nie genoeg dat die oorlog klaar was en dat die alliansie gewen het nie. Die Duitsers wat die Jode wat verantwoordelik was vir die Holocaust, moes verantwoording doen. Want die Jode was vervolg in daai tyd en hulle het dit en hier het jy presies dieselfde. Hy het net nie 'n fisiese Nuremberg verhore gehad nie. Hy soek dit. En ek dink ook dis hoekom hy glo in 2 opstandings. Ek dink sy ervaring van vervolging en sy ervaring van martelaarskap het 'n direkte inspraak gehad in hoe hy die opstanding verstaan. En ek dink hy het net gevoel, hulle wat dood is vir Christus, wat gestaan het en nie vir die keiser geoffer het nie, en wat gesê het nie, ek sal eerder doodgaan, hulle moet voorkeur kry. Ek dink in sy hart kon hy nie anders dink oor dit nie. En daarom dink ek het ons hierdie. So Openbaring is in baie opsigte 'n produk van sy tyd en 'n produk van sy omstandighede. En daarom is die belangrikste sleutel om Openbaring te lees is vervolging. Maar ook Paulus self, dink ek. Selfs Paulus se seksuele etiek oor die huwelik, beter om nie te trou nie, beter om celibaat te wees. Dis nie omdat Paulus gedink het
ons moenie trou en kinders hê nie. Maar dis omdat daar vervolging was en omdat hy gedink het die koms van die Here is vinnig en daarom is dit nie tot jou guns om hierdie tipe verhoudings aan te gaan wat jou geloof in gedrang kan bring. So daarom is dit so belangrik om hierdie tekste in hulle konteks te lees en te verstaan. Maar ja, Paulus het nie gedink hy gaan in die 21ste eeu wees, dink ek nie. En wanneer hy skryf, het hy ook beslis nie gedink hy skryf die Bybel nie. Dan sou hy dalk nie so baie gevloek het nie. Hy vloek so bietjie. Niks lelik nie, maar hy vloek. Hy raak kwaad want hy het beklei. Hy moes beklei. Anders was ons nie hier vir daai beklei gees van Paulus nie. Enige laaste opmerkings vra voor ons gaan vir 'n breek? Yes. As mens op die werk kan voer waar die dooies in die lewendes, gaan ons nie terugkyk wat agter jou gebeur nie, maar wat gaan agter ons gebeur? Wat gebeur met die aarde en met die mense wat behalwe die vuurpoel en daai. Dis 'n interessante ding, jy weet, ons moet nou versigtig wees om nie ons lyne hier te kruis nie. Die idee dat die aarde vernietig word en vervang word met 'n nuwe hemel en aarde wat ons nou gaan sien na die breek. Dis Openbaring. En ek dink dis weer eens 'n produk van Openbaring se tyd. Die aarde is so besoedel, die aarde is so verontreinig deur die bloed van die martelare wat deur die bose wêreldordes oor die eeue gestort is, dat hierdie skepping kan nie meer eintlik daar wees nie. Hy moet 'n nuwe skepping hê. Daai idee van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde is heeltemal afwesig in Paulus. Paulus is stil oor dit en nou julle weet, 'n argument uit stilte, jy weet, dis soos ons altyd sê, die stilte van bewyse is nie 'n bewys van stilte nie. Nee, is julle met my? Lack of evidence is not evidence of lack. So net omdat Paulus stil is oor 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, beteken dit nie hy het nie so idee gehad nie, maar ons kry ongelukkig nie Paulus het nie vir ons so 'n uiteenlopende en gedetailleerde verslag gegee van die eindtye soos wat ons in Openbaring kry nie. Alhoewel Paulus hoogs apokalipties is. Baie apokalipties. Ons weet net nie. Daar's baie mense wat nou geskryf het oor dit. So wat gebeur agter daai wegvoer? Weet nie. Daar's hy. Goed, sal ons 'n breek vat en 'n koppie tee op daai noot gaan drink en dan kom ons weer terug.
Dan sê hy, sal ons maar inkom en laaste halfuurtjie saam doen. Daar sê hy, dankie. Dankie. OK, so nou kom ons by die mooiste deel van Openbaring. En vir my is die mooiste deel van Openbaring, en om die waarheid te sê, die mooiste deel in die Bybel vir my is toevallig Openbaring 21. Dis my regtig baie mooi. Regtig, jy weet ek het vir jou gesê aan die begin en ons moet nou begin praat oor die groot boodskap van Openbaring is hoop. Die groot boodskap is hoop. En ek moet vir julle sê, wanneer die wêreld bietjie donker lyk vir my en wanneer ek te veel nuus kyk en ek raak bietjie moedeloos en jy weet, 'n mens kan maklik moed verloor. Maklik, baie maklik. Jy weet, kan so maklik depressief raak. Depressie is die siekte van ons tyd. Maar wanneer die nag lank raak en donker raak en wanneer jy alleen voel in 'n wêreld wat jy voel daar's so baie boosheid, dan lees ek hierdie. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, Openbaring 21 vers 1. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En hier is my vers wat vir my die mooiste is. En wat ek hoop hulle op my begrafnis eendag sal lees. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf die woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe. Verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Nou, wat ons hierso kry is die nuwe hemel en die nuwe aarde, want soos julle weet en ek vir julle bespreek het, die oordeelsiklusse vernietig die aarde. Jy weet, veral as ons nou dink aan die bakke, nee, die aarde word vernietig. Openbaring is 'n ontskepingsverhaal, maar dan is dit ook 'n herskeppingsverhaal. Dit is altyd mooi tot 'n mate. Die Bybel begin met 'n skepingsverhaal en hy eindig met 'n skepingsverhaal. Hierdie is 'n skepingsverhaal. En dis herskepping. En ons sien natuurlik ook die verbond van God. God se, jy weet, ek sal vir hulle 'n volk, ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Wat se verbond is dit? 'n paar van hulle. Die Mosaïese verbond. Nee, wat sien is dit? Ag, die Abrahamitiese verbond. Ek sal vir hulle 'n God wees, hulle sal vir my 'n volk wees. Nee, so ons sien hierso 2 keer dat die verbond word vervul. Okay. So dit is belangrik vir die skrywer hierso. Die skepping van die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan gepaard met die verbond wat ten volle nou vervul word. Okay. En dis 'n nuwe lewe. Nou, wanneer ons kyk na die nuwe hemel, die nuwe aarde, en ons gaan nou sien die nuwe Jerusalem, en ons praat van die hemel, is daar iets baie mooi in Openbaring vir my. Jy gaan sien as hy sê, as ons nou hierdie teks lees, dan gaan jy 'n idee kry van wat die hemel is.
vir hom. Vers 9. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het waarin die 7 laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Nou wie is die bruid? Die kerk. Die kerk, nee. Ek is toe deur die Gees meegevoer en 'n engel het my na 'n groot hoë berg toegeneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel afkom. Die stad het die heerlikheid van God, sy glans is soos die van die kosbaarste edelsteen, soos kristalhelder opaal. So kyk 'n bietjie hierso. Die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel en die aarde, hy sê daarso, ek het 'n nuwe in 21 vers 1 net om terug te gaan, ek het die nuwe hemel en die nuwe aarde gesien en ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Die nuwe Jerusalem is 'n plek, maar dit is so dis 'n ergens, maar dis ook 'n iemand. En dit gee vir ons, hierdie is vir my nogal 'n mooi begrip van hoe Johannes die hemel verstaan. Die hemel is 'n plek, maar die hemel is ook ons. Jy is die hemel. Dis nie net ergens waar jy gaan nie. Sonder jou, sonder die kerk, is daar nie hemel nie. En julle verstaan nou wat ek hier, of wat hy hier sê is, dis nie 'n kwessie van om deel te wees van die kerk beteken jy gaan hemel toe nie. Nee. Want dit mis die punt. Wanneer jy deel is van die kerk, is jy deel van die hemel. Vir Johannes is die kerk en die hemel een en dieselfde ding. Die nuwe Jerusalem is ook die nuwe hemel en die nuwe aarde en dit is ook die bruid. En daai, ek het julle mos al baie keer gesê, Johannes hou daarvan om sulke dualismes, sulke twee konsepte wat amper lyk asof hulle mekaar weerspreek, by mekaar te hou in 'n tipe van 'n spanning. Kan julle onthou, ek het dit vir jou gesê. Hy hou van daai dubbelsinnigheid. Hy los dit nooit op nie en hier doen hy dit, dink ek, amper die mooiste. En is dit nie nice nie? Die hemel is jy. Ek. Ons is die hemel ook. Ek en Nico nou gepraat. Is dit, het ek en jy oor dit nou gepraat, nee? Jy weet, te praat ons so oor, wat is die hemel? Is dit 'n dimensie? Jy weet, is dit, toe sê ek al van Nico, ek is beïnvloed deur die Oosters-Ortodokse kerk en deur die kerkvaders, dat ek val gewoonlik terug op misterie. En ek sê gewoonlik het ons weet nie wat dit is nie, maar jy weet, hierso vir hom is die hemel is ons. In hierdie vertrek beleef jy iets van die hemel. Dit is my nogal mooi. Plaas dit nie 'n baie groot verantwoordelikheid eintlik op ons, dat ander kan sien, ons is deel van die. Ek dink so. Jy weet, ek dink jy's reg. Baie keer is jou lewe die enigste Bybel wat mense gaan lees, hoor. Ek het gevind, mense luister nie na wat ek sê nie. Mense kyk na wie ek is, wat ek doen en hoe ek met hulle is. Dit maak 'n groot verskil. Jy kan vir mense honderde Bybelverse gee. Hulle sal dit waarskynlik vergeet, maar jy kan een daad van liefde doen en hulle sal dit onthou. So dit ja, ek dink jy's reg. Ek dink dit is so. Hy sê dan die stad het 'n groot hoë muur met 12 poorte. Nou weer eens, daar's 12 poorte wat die 12 stamme van Israel is, maar julle weet nou al weer eens, hier het ons nou nog 'n dualistiese spanning, want hy sal ook sê die 12 fondamente en dit is die 12 apostels van die lam. So weer eens sien ons hierdie idee van Israel wat ook die kerk is. Onthou, jy weet, ja, ons het nou hierdie interessante gesprek, jy weet, by die fakulteit nou hierdie week gehad, en ek het myself by die fakulteit en in die senaat van die universiteit uitgespreek oor dit. Ons praat nou oor Palestina en Israel, en dit is 'n geweldige komplekse
gesprek. Maar jy weet, een van die goed wat ek net sê is, jy weet, vir die Nuwe Testament, jy weet, weet mense vra, het God 'n spesiale plan vir Israel? Maar jy weet, dis interessant, dis 'n vraag wat nooit by iemand soos Paulus of selfs Johannes, ek dink nie hulle sou die vraag verstaan nie. Het God 'n spesiale plan met Israel, want hulle sal sê, maar ons is Israel. En ja, God het 'n spesiale plan met Israel, as jy verstaan dat ons Israel is, en dis nie heeltemal, ons praat van supersessionisme, maar dis nie half hierdie idee dat die kerk vervang Israel. Ek dink nie heeltemal dis dit nie. Onthou, hulle was meeste, in hierdie tyd van die Nuwe Testament, was meeste Christene Jode. Jy weet, en hulle kom uit die Joodse tradisie, so daai vraag het nie eintlik, jy weet, vir hulle, sin gemaak nie. So vir Johannes is dit maklik om die 12 poorte, die 12 stamme te maak en die 12 fondamente, die 12 apostels van hom, dat is dieselfde ding. Vandag is dit vir ons anders, want daar is vandag, het ons Israel, die staat van Israel, en ons het die kerk, en dis twee konsepte of entiteite wat naby, maar ook ver van mekaar af is. Maar om hierdie moderne vraagstuk te projekteer op die Bybel is moeilik. Want dis 'n vraag wat hulle nie heeltemal sou, dink ek, verstaan het nie. Ek dink in elk geval nie, dat jy kan sê, die staat van Israel en Israel vandag is gelyk aan die Israel van die Bybel nie. Ek dink nie, ek dink nie dis 'n baie mooi, want wat is dan die Israel van die Bybel? Die 12 stamme, die 2 stamme, jy weet, en dis so goed soos om te sê, die Palestyne is die Filistyne. Dis maklik om sulke sweeping stellings te maak, maar as jy maar dis eintlik, ek het dit gesê, jy weet, dis sloppy geskiedkundige werk daai. Net, want wat dan, wie is die Judeërs, wie is die Hebreërs, wie is die Israeliete, wie is die staat van Israel? Jy weet, dis 'n tricky ding. So ek wil maar net dit sê, want baie mense vra my ook, Chris, het God 'n spesiale plan met Israel in Openbaring, dan of in die eindtye, dan sê ek net, dis 'n vraag, dis nie 'n vraag nie. Jy weet, ons moet ander vrae vra. Ja, dit is eintlik die groot ding. Dan is dit interessant, dan meet hy. Dan gaan jy sien, daar kom 'n engel, en hy meet. So die eerste ding wat hy doen daar in vers 15 tot 17, hy meet dit. 12.000 by 12.000 by 12.000, en as jy kyk hoe hy het meet, dit is 'n vierkant of 'n kubus. Kyk, ek gaan nou nie daai teks lees nie, maar hy sê daar, die stad is vierkantig, so lank soos wat hy breed is. Nou die enigste ander gebou wat in hierdie opsig sin maak, is die allerheiligste. Die allerheiligste van die tempel was ook 'n kubus. Hoe sien Johannes die hemel? Vir baie mense vandag is die hemel mansions met goue strate en, so ek sê, weet, ek soek 'n roomys swembad, dis wat ek wil hê, wat nie smelt nie, wat net genoeg smelt dat hy lekker is. Hy moet nie milkshake word nie, jy weet, ons almal het ons idee van die hemel, wat dit is, en ek dink jy moet vashou aan dit. Ek dink nie, jy weet, as jy 'n idee het van hoe die hemel lyk, dis special, dis jou idee, en wie is ek om vir jou te sê, jy moenie dit glo nie. Jy weet, ek sal dit nooit doen nie. Jy weet, ons almal het ons idees van die hemel, en ek dink die hemel is wat jy, hou dit. Ek gaan nie hierso staan en vir jou sê, moenie die hemel so sien, of moenie die hemel so sien nie. Jy weet, ek kan nie, asof ek nou weet wat die hemel is. Ek maak eerder ruimte vir verskillende konseptualiserings van die hemel, en soos wat ons die hemel op een manier sien vandag, hoe sien Johannes dit? Die hemel is vir hom 'n tempel. Hy kon dit op 'n ander manier sien, en dit is nogal 'n tipiese Joodse idee. Jy kry dit, 'n plek waar jy hierdie nog meer kry, is in Hebreërs. En julle weet, Hebreërs, myns insiens, is Hebreërs een van die moeilikste boeke in die Nuwe Testament.
Regtig. En Hebreërs praat van hierdie verhouding tussen die hemel, die aardse tempel en hoe die aardse tempel is half amper soos 'n miniatuur, jy weet, afdruk, amper soos 'n ambassade van God, jy weet. Maar dieselfde vir Openbaring, die hemel is vir hom een groot allerheiligste. Wat was die allerheiligste? Julle ken al seker 'n bietjie die uitleg van die tempel. Tempel het hoofsaaklik 4 dele, 3-4 dele gehad. Die groot deel, die hof van die heidene, wat soos 'n terrible vlooimark was, is ook waarskynlik daar waar Jesus die tafels omgegooi het en die tempel gereinig het. En dan het jy 'n deel gehad, 'n hof van waar net Israeliete kon gaan, maar hulle het dit geskei vir vrouens en vir mans. En dan het jy 'n heilige deel gehad waar die kultiese gebeure veral gebeur het, waar die priesters en leviete beweeg het en waar die offers plaasgevind het. En dan die heiligste, belangrikste deel van die tempel was die allerheiligste, en dit is die hoogste deel ook. Dis die ander ding van die tempel, is jy het, met elke deel het jy bietjie opgegaan. Jy weet, want dit is daai idee in Hebreëus van aliyah, om ophang te maak, jy weet. En die hoogste, heiligste deel van die tempel was die Sanctus Sanctorum, die allerheiligste, die sanctuary, jy weet, die heiligdom. En dit is die plek waar die hoëpriester 1 keer 'n jaar ingegaan het, hy het 2 keer ingegaan, 1 keer 'n jaar, 1 keer vir sy eie sondes en 'n ander keer vir die volk, het ingegaan op die dag van versoening, Yom Kippur. Maar hulle het geglo dit is waar God se teenwoordigheid was. Nee, God se teenwoordigheid was altyd in die allerheiligste. Dis waar God was. En as ons teruggaan na die begin van Openbaring, waar hy die troonvisioen kry en die lamp, net die lampe wat die gees van God is. Ek het vir jou gesê daai tyd ons dit lees, dis die menorah. Nee, die groot lamp wat die leviete, waarvan jy lees in Exodus, wat die leviete die hele tyd moes aan die brand hou. So, vir hom is hy gebruik, vir hom, hy skets die hemel as 'n tempel, en nie net as 'n tempel nie, maar eintlik as een deel van die tempel, die allerheiligste. Maar wat is mooi van dit? Almal kan toegang hê tot dit. Nie net die hoëpriester nie. Almal het toegang tot dit, altyd. Daar's nie 'n menorah nie, God is die lig. Jy sien dit ook daar. Dan praat hy van hoe die stad versier is, en hy noem dan 'n aantal edelstene. En as jy 'n eerste eeuse, tweede eeuse Jood was wat hierdie gelees het jy besef, dis nie net edelstene om dit mooi te maak nie, natuurlik, dis mooi, maar die edelstene wat jy hier kry, die fondamente van die van die stadsmuur, hoeveel edelstene is daar? 12. En julle weet, die hoëpriester het 'n borsplaat gehad, en op die borsplaat was daar edelstene vir die stamme. En hy gebruik daai selfde beelderyk van die hoëpriester se borsplaat hier om die hemel te verduidelik. So selfs die edelstene van die hemel het daai godsdienstige betekenis wat jy in die Ou Testament. Kom julle agter hoe belangrik dit is om die Ou Testament te ken. As jy jou Ou Testament nie ken nie, is die Nuwe Testament absolute toeboek. En eintlik Nuwe Testamentiese moet die Ou Testament net so goed ken soos Ou Testamentiese. En dan sê hy daar so in vers 22, 'n tempel het ek nie in die stad gesien nie, want die tempel is die Here God, die Almagtige, nê. Die stad het nie 'n son en 'n maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy menorah, die lam is sy lamp, sien julle daar, nê. Die nasie sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Die poorte word nie toegesluit nie, daar is nie meer nag nie. So daar sien ons weer eens hierdie tipiese uitsprake wat jy in die Ou Testament profete sou kry, van die nasies wat na die nuwe Israel toe kom, en die konings wat kom, weet, van die aarde verleen luister daaraan. Maar kyk hoe interessant is dit, die nasie sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Maar is die konings van die aarde dan nie vernietig in die vroeë teks nie? Is die aarde nie vernietig in die vroeë teks nie? Hierdie is 'n afsonderlike visioen. Okay. Elke visioen is sy eie wêreld. Okay. Ek hoop julle kan dit optel. Dan is dit baie mooi daar, hoofstuk 22.
Hy wys vir hom 'n rivier met die water van die lewe. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Laat jou 'n bietjie dink aan daai visioen wat Esegiel kry van die water wat by die drempel van die heiligdom uitloop, nê? En dan sê hy tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Natuurlik, as jy 'n skepingsverhaal het, aan die einde, wat kort jy ook? 'n Boom. Nie die boom van kennis van goed en kwaad, maar die boom van die lewe. So hier het jy weer, die hemel word dan op 'n nuwe manier ook uitgebeeld. Kan julle sien hoe baie beelde bring hy in om iets te sê van die hemel? Nou bring hy die beelde van die tuin van Eden in. En die boom van die lewe, en die Jode het natuurlik geglo, Adam en Eva sou vir ewig gelewe het, as hulle nie van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het nie, want dit het wat gebring? Dood. Maar daar was 'n ander boom in die tuin, nê? Die boom van die lewe, en hulle het aangeneem, die vroeë Christene het ook aangeneem, dat hoe sou Adam en Eva vir ewig geleef het? Hulle sou geëet het van daai vrugte. En dit sou hulle lewend gehou het. Maar toe eet hulle van die verkeerde boom, en dit het hulle doodgemaak. Okay. Dit is regtig mooi. Die einde van Openbaring spreek van die koms van Jesus wat naby is, daai immanente eskatologie. En daar is daai mooi, daar's daai interessante teks in 22 vers 18, ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Nou, baie mense, dis altyd vir my interessant dat hierdie van die laaste verse in die Bybel is, want baie mense lees hierdie verse asof dit verwys na die hele Bybel, nê? En jy moenie by die Bybel iets byvoeg of wegneem nie, maar is dit die geval? Nee. Dit praat net van Openbaring, natuurlik, en dit is 'n tipe, ons noem dit 'n vloekformule. Boeke, tekste soos Openbaring, het jy dikwels hierdie vloekformules. Dis soos, het jy al ooit daai e-posse gekry, wat sê jy moet hierdie, of boodskap, wat sê, stuur hierdie ding aan vir 10 mense, andersins gaan terrible goed met jou gebeur. Dis bietjie soos dit, hierdie is bietjie soos dit, as jy nie dit doen nie, gaan slegte goed, of as jy dit doen, gaan slegte goed met jou gebeur. Want natuurlik Johannes glo die woorde self van Openbaring het krag, en daarom lees ons herhaaldelik in Openbaring waar hy sê, skryf neer, skryf neer, skryf neer. 'n baie interessante studies is gedoen oor die verband van skrif om te skryf in die boek Openbaring. Jy weet, want natuurlik wat ons ook weet is, op hierdie stadium is meeste van die apostels, jy weet, dood. So, dit gaan in 'n tyd van die vroeë Christendom in, waar dit nie meer, 'n klem nie meer is op gaan vertel nie, maar om te skryf. Maar hoe hou jy daai, hier sien ons ook een van die vrese, een van die anxieties van hierdie oorgang van 'n mondelinge tradisie na 'n skriftradisie. Hoe hou jy die skriftradisie geloofwaardig? En een van die goed hoe hulle het probeer doen is met hierdie goed. Julle ten slotte, ons het Openbaring gelees in hierdie kursus in die lig van sy historiese konteks, die Romeinse Ryk. Maar en baie mense het dan al vir my gesê, maar Chris, watter betekenis? Vat jy dan nie, as jy Openbaring nie kan toepas op ons wêreld vandag nie, vat jy nie betekenis weg nie. Ek dink as jy hom in hierdie historiese konteks lees, voeg jy waarde toe aan die teks. Die Romeinse Ryk is maar net die bose wêreldorde. En soos ek nou vir jou gesê, die doel van hierdie teks, en hierdie is 'n mooi noot om hierdie kursus op te eindig. As ek vir jou kan opsom, weer eens, waaroor gaan Openbaring? Alles gaan oukei wees. En dit is woorde wat jy nie ligtelik moet opneem nie. Ten spyte van alles wat jy sien, al die probleme tans in jou lewe, hoe jy voel,
daai dinge waarmee jy worstel. Want ek kan hier voorstaan en ek kan praat oor vroeë Christendom en geskiedenis en argeologie en Grieks en jy gaan terug na jou lewe toe met regte lewe probleme, real life problems en uitdagings wat baie reëel vir jou is. Ek wil vir jou sê, hierdie boek sê vir jou een ding. Ongeag wat in jou lewe gebeur, ongeag wat aangaan, jy mag nie hoop verloor nie. Jy mag nie hoop verloor nie. Die wêreld is op 'n baie donker en moeilike plek. Daar's oorloë, daar's volksmoord. Jy kan in ons land kyk, raak jy moedeloos. Jy moenie eers internasionale politiek kyk nie, jy kan moedeloos raak, maar Openbaring se groot boodskap is, jy mag nie in die midde van al hierdie goed, en of dit nou landspolitiek is, internasionale politiek, of goed waarmee jy in jou lewe nou sukkel, jy verloor nie hoop nie. Okay, dis belangrik. Want hoop is baie kosbaar. Okay, dis 'n nice noot om op te eindig. Vrae, opmerkings? Ek hoop hierdie kursus was vir julle lekker, ek hoop julle het geleer, dit was so voorreg, Willem en Nico, Nadine wat nou nie is nie, die babietjie. Voorreg om altyd hier by Skelkrans te wees. Dis my tuiste, is home away from home. Baie dankie vir die geleentheid, Willem, dat jy my genooi het, Nico. So lekker. Vir elkeen van julle, ek hoop dit was vir julle lekker, dit was lekker vir my om hier by julle te wees, en ja, ek hoop ek kan julle weer op 'n stadium binnekort sien. Ek wil graag vir julle bid en julle seën. Here, ek wil graag bid vir hierdie gemeente. Ek wil bid vir elke leraar wat betrokke is in hierdie gemeente en elke gemeentelid, dat die boodskap van Openbaring, die krag van hoop, dat dit 'n slagspreuk sal wees vir hierdie nuwe jaar wat ons ingaan, en vir hierdie nuwe jaar wat hierdie gemeente en elkeen wat hier voor my sit ingaan, dat ons nooit hoop sal verloor nie. Dat ons altyd sal weet, Here, U is in beheer, ongeag. Al lyk dit asof alles uitmekaar val, al lyk dit asof dinge nie in beheer is nie. Ons is gemerk met die seël van die lam. Ons is veilig. Ons is okay. Baie dankie, Here. Seën hierdie gemeente, seën elkeen wat hierso is, en mag dit 'n wonderlike Desember vir elkeen wees, 'n tyd van rus, 'n tyd wat ons die geboorte van Jesus vier, en mag dit 'n goeie jaar wees vir ons almal wat voorlê. Ek seën hierdie gemeente nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag julle 'n baie geseënde Desember hê. Dankie. Asai.